Dis 'n redelike gepaste dag om te kan vra, wie is jou pa? Engels is daar so 'n slang gesegde wat sê, who's your daddy? As jy na hierdie opname kyk, wat is opgeneem op Vadersdag en nie dat ons vandag 'n groot ophef wil maak van 'n aardse fees nie, maar verseker kan ons ophef maak van die voorreg wat ons het om die beste pa in die heelal of die beste God in die heelal as pa te kan aanspreek. So toevallig, het jy al ooit daaraan gedink? As jy 'n vorm invul, heel moontlik toe jy die kontaklyste ingevul het, het jy jou naam en jou van daarbey gesit. En daai van sê vir die wêreld van watter pa is jy afkomstig. So dis 'n onwetende reaksie en 'n erkenning van ek het 'n pa en sy naam is. En elkeen van ons sit ook vanmôre hier en ons het 'n spesifieke belewenis van 'n aardse pa. Sommige se pa's leef nog, wat 'n voorreg. Ander se pa's is nie meer met ons nie. Sommige van die pa's is, of as hulle nie meer met ons is nie, was fenominale voorbeelde. En jy het met soveel dankbaarheid en sentiment dat jy vandag met hulle kontak het en aan hulle terugdink. Ander se belewenis was dalk bietjie minder goed. Die hartseer is ook, daar's van ons wat blootgestel was in brutaliteit en mishandeling en teleurstelling en verwerping. Inteendeel, in ons wêreld is daar twee soorte fisiese pa's. Aan die een kant is daar in die prentjie wat ek vir jou hier gee, is die van daai nabye pa wat jou kan dra, pa wat jou optel, pa wat naby jou is. En pa's volgens die Bybel word gekenmerk deur verskeie kwaliteite, en ek deel dit vinnig met jou, en ek vertrou ook sommer vir almal van ons wat pa's is, dat jy jouself teen hierdie lysie kan meet, en vir die van julle wat nog pa's gaan word, mag dit die mikpunt wees en die standaard wees om jouself aan te meet. Want die Bybel sê vir ons onder andere, 'n goeie pa is iemand wat versorg. Paulus daag vir Timoteus uit en hy sê vir hom, Timoteus, maak seker. Hy sê in 1 Timoteus 5 vers 8, as iemand, verwysende hier na 'n pa, nie vir sy eie mense en veral nie vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en hy is slegter as 'n ongelowige. So daar's 'n roeping op elke pa, as jy 'n goeie pa wil wees, dat jy nie net sê jy's lief nie, maar dat jou liefde bewys word deur die feit dat jy vir jou gesin en jou huismense en die mense in jou kontakkring met groot deernis en erns versorg. Tweedens, 'n goeie pa neem leiding. Hy's 'n voorbeeld. Nie net in sy eie gedrag nie, maar hy daag ook die res van sy gesin uit en gee leiding aan en sê elke nou en dan vir sy gesin, so maak mens. En paas kan ek julle in die oë kyk en sê, ons het dalk meer manne nodig wat opstaan in hulle huishoudings en vir hulle kinders en hulle gesinne, vrouens kan sê, wow, so maak mens. Ons het mos 'n handleiding. Ons het mos 'n wenresep. En ons, as die wenresep sê, jy het eiers in die resep nodig, jy het meel in die resep nodig, kan jy nie besluit, nee, ek sit sommer sand en batterye in nie. Daar's 'n resep wat werk en 'n pa neem leiding en sê, dis hoe ons maak en dis wat ons gaan doen. Josua staan op in sy gesin, Josua 24, en hy sê, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Dis hoe ons maak. En dis 'n pa wat leiding neem. 'n Goeie pa, derdens, is 'n mentor. 'n Mentor wat nie net self die pad loop nie. Deuteronomium daag die Here sy mense uit. Hy sê, die gebooie wat ek jou vandag gee, moet in jou gedagtes bly. Met ander woorde, jy moet eerstehands daarvan kennis neem, dit moet uitwerk in jou lewe, maar dit moet verder gaan. Jy moet 'n mentor wees, vers 7. Jy moet dit inskerp by jou kinders. En mentorskap beteken nie net 'n eenmalige notaatjie en inligting nie. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat, as jy in jou huis is, as jy op die pad is, as jy gaan slaap, as jy opstaan. Goeie pa, vierdens, is 'n pa wat betrokke is om te sê, wow, hier's die grense, hier's die lyne, wat dissipline vir sy gesin leer. Spreuke 13 vers 24 sê, wie sy seun nie straf nie, het hom nie lief nie.
En as hy hom liefhet, sal hy hom straf wanneer dit nodig is. So dis krities noodsaaklik dat ons iets verstaan van dissipline. As jy 'n volgeling van Jesus word, word jy nie maar nie net jy is op jou eie terme 'n verbruiker van die goedheid van Jesus nie. Nee, die Bybel sê nie jy's 'n verbruiker nie. Dit sê jy's 'n navolger en hy gebruik spesifiek die militêre woordjie wat sê jy's iemand wat gedissiplineerd presies maak soos wat hy maak. Jy's 'n disipel, 'n gedissiplineerde. Efesiërs 6 vers 4 sê vaders, moet egter nie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie. Jy kan ook dissipline so sonder liefde doen dat dit mense se moed breek. Maar maak hulle groot met die tug en vermaaning soos die Here wil. Moenie dissipline uit die wenresep wegvat nie, dit gaan flop. 'n Vyfde kenmerk van 'n goeie pa is dis 'n iemand wat sy gesin seën. Efesiërs 4 vers 29, en daar's soveel voorbeelde in skrif en ons het nie tyd om by al stil te staan nie, maar onder andere is hierdie raad vir almal van ons as volgelinge van Jesus, maar veral vir paas om te sê, praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan wees. Paas is een wat sy kinders seën met aanmoediging en opbouing en vir hulle sê, ek glo in jou, jy kan dit doen. En die grootste seën wat 'n mens waarskynlik kan ontvang is wanneer 'n pa in jou belê en wanneer 'n pa jou opbou en wanneer 'n pa jou stig. Interessant genoeg, 'n laaste een vir ons lysie vanoggend is 'n goeie pa is iemand wat vir sy gesin bid. Inteendeel, wat tussen my gesin en die troonkamer van God kom staan. Wat die mooi Engelse woordjie daarvoor is om intersessie te doen, om tussen beide te tree. Daar's hierdie verhaal of die voorbeeld van 'n klassieke en 'n interessante voorbeeld van Job. En ek lees dit vir jou uit die een van die Engelse vertalings. Dit sê elke keer wat Job se gesin partytjie gehou het, fees gevier het. Hier kom dit, vers 5. After each feast, Job would send for his children and perform a ceremony as a way of asking God to forgive them of any wrongs they may have done. He would get up early the next morning and offer a sacrifice for each of them in case they have sinned and silently cursed God. Uiteindelik word dan na Job verwys as hierdie ongelooflike groot godsman. Hoekom? Deel van sy voorbeeld was, hy het ingetree vir sy gesin. As jy na hierdie kwaliteite kyk, en dit is hoe jou pa was, gelukkige Vadersdag, wat 'n seën. Ongelukkig het nie almal so belewenis nie. Sommige se paas, aan die ander kant, is eerder 'n nagmerrie. Daar's 'n tweede beeldjie wat ek vir jou gee. Sommige van julle het glad nie 'n pa geken nie. Ander het van jou pa wel weggesteier, want dit was 'n gewelddadige of 'n brutale pa. Ander het dalk 'n pa gehad wat aanvanklik goed was, maar iewers het iets gebeur en pa die spoor buister geraak. Een so 'n voorbeeld is die van Noag. As jy dink aan die storie van Noag, Noag was 'n briljante pa. As daar 'n pa was wat in 'n verhouding met God was, hy word getipeer later in Hebreërs as een van die geloofshelde. Ek bedoel, om 'n skip te gaan bou, terwyl jy nog nooit iets sien vaar het nie, en nog nooit reën beleef het nie, bloot net op die instruksies van God te gaan, dis nogal geloof. En hy was letterlik die redder van sy gesin. Ek dink nie daar's 'n ander pa op aarde wat soveel moeite gedoen het en soveel jare gebou het om seker te maak hy kan sy gesin red nie. Maar mettertyd, na hierdie hele reddingsoperasie, het Noag in die greep van dronkenskap verval. Kan gerus die verhaal gaan lees in Genesis 9 hier van vers 20 af. En die gevolg daarvan is, hy slaan sy naam met 'n spreekwoordelike plank. Maak 'n spektakel en 'n skande van homself. Een van sy seuns, toevallig, doen die tipiese, ek kan amper sê die natuurlike ding. Oordeel sy pa, spoel sy mond daaroor uit, lag daaroor, praat met ander daaroor. So wat hy eintlik doen is, sy pa is 'n spektakel, maar een van die seuns kom en ontbloot hulle pa.
Die ander seuns doen die onnatuurlike. Hulle hou hulle mond. Dan lees die storie. Hulle doen die onnatuurlike ding om agteruit na hulle pa te loop en hulle pa te gaan bedek. Wat is jou reaksie? As jy dalk 'n gebroke pa het, wat is jou reaksie op pa se skande? Een van die kommentare maak hierdie stelling om te sê, they were willing to take a step back, not to judge, but to cover their dad. Hoe loop jou unieke storie? Miskien is of was jou pa 'n teleurstelling, 'n verleentheid en 'n destruktiewe invloed. Jy is bietjie skaam om oor te praat. Dis vandag nogal 'n moeilike dag. Miskien as jy terugdink aan jou pa, het hy maar nogal 'n dun vel gehad. Jogg, hy was foutvinderig en krities en moeilik om tevrede te stel, maklik aanstoot geneem. Of moontlik het hy daarby nog 'n kortie meer gehad, maklik vererg, vinnig ontplof, selfs vir die geringste fout. Dalk het hy 'n geheue gehad soos 'n olifant. Altyd onthou wat jy lank terug verkeerd gedoen het. Ongelukkig boek gehou van die kwaad. Moeilik vergewe. Miskien het jy hom beleef as iemand met 'n koue, harde hart. Onregverdig, min liefde betoon, bitter selde indien ooit gesê hy is lief vir jou. Ek so jammer as dit jou belewenis was van 'n aardse pa. Moenie so wees nie. Maar jy het 'n keuse. Jy het 'n keuse. Gaan jy hom kritiseer? Jokes maak daaroor? Dalk daaroor lag? Of gaan jy agteroor buig, terugtreë, agtertoe loop as dit moet, die onnatuurlike doen en moeite doen om sy skande te bedek en sy droogmaak te cover. Maar jammerlik neem dit jou dikwels bietjie terug. Mag die Here jou die genade gee vandag om daai keuse te maak, om die herinneringe van 'n pa wat afwesig, of oorheersend, of onredelik, of mishandelend, iemand wat verslaaf was, iemand wat dronk was, om dit onvoorwaardelik te bedek. Maar hoor vandag, wanneer jy jou pa se skande bedek het, en jy moes maar 'n bietjie terugtreë daarvoor. Jy baie keer 'n bietjie uit 'n ander situasie uithaal en die onnatuurlike doen, want dit is nie natuurlik om hierdie goeters te bedek nie. Maar as jy dit gedoen het, kan jy begin vorentoe loop. Kan jy begin wegkom van die situasie en breek daar 'n nuwe vryheid vir jou aan. 2 prentjies op die skerm. Wat een beskryf vir jou die beste jou pa? En die herinneringe van jou pa, die een is 'n voorbeeld, die ander een is 'n verleentheid. Dis fisiese paas. Maar daar's ook in die gees 2 opsies. En die vraag vandag sal wees, watter geestelike vader vier jy vandag? Jesus is baie duidelik en hy praat met mense wat nog nie 'n keuse gemaak het oor 'n beter geestelike vader nie. Hy sê ouens, by default, hier is jou uitdaging. Johannes 8 vers 44. Julle het die duiwel as vader. En die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. Dis sy aard. En Jesus kom en hy sê, die hartseer van hierdie wêreld is as jy hier inkom, het jy 'n fisiese vader, maar jy het ook 'n geestelike vader, en by default is die duiwel jou vader. En hy het 'n voorkeurtaal, so terloops, wat is jou voorkeurtaal? Meeste van ons sit vanoggend hier en sê Afrikaans. Ander van ons sê Engels, sommige van ons wat sou sê Grieks of Zulu of Portugees of jy het 'n moederstaal. Sy voorkeurtaal is leuns. Te veel mense leef steeds onder die mag. Ek kan vir die volgende prentjie opsit. Veel mense leef onder die mag van die vader van die leuns. Maar hoe dankbaar is ek, daar's 'n 4de prentjie. Daar's ook 'n vader in die hemel. Die vader van lig.
En die verskil tussen hierdie twee is radikaal. Kom ek vergelyk hulle gou vir jou met mekaar. Die volgende prentjie. Die een is die geestelike vader en sy taal is leuns. Die ander se taal is die waarheid. Die een geestelike vader is die heeltyd besig om jou te vervloek. Jy weet dit nie altyd nie, maar hy's besig om jou te label. En as baie van ons in jou onderbewussyn, en baie keer kom dit na jou bewussyn toe, ek gaan nie hierdie kan doen nie, ek is nie goed daarvoor nie, ek kom ons maar uit so 'n bloedlyn uit, my paale was mos maar, ek is nie goed gewees nie, 'n onderwyser het mos op skool gesê, ek sal nooit kan. En sy taal is leuns die heeltyd. En dan in dieselfde asem wil hy jou laat glo, maar moet net nie skuif nie, jy's mos okay, jy's mos goed, jy sal dit mos kan maak. En hy belieg jou. Maar aan die ander kant is daar 'n vader en sy taal wat hy met ons praat is waarheid. Dit is nie altyd lekker om dit te hoor nie, maar sy waarheid maak vry. Sy waarheid bring ons op 'n ongelooflike nuwe 'n nuwe standaard van lewe. En terwyl die vyand kom en hy ons vervloek met labels, kom hierdie vader en hy seën. En onder andere kom gee hy vir ons nuwe name. Bybel sê vir ons, eendag gaan ons ontdek, hy het vir ons 'n nuwe naam gegee, dit geskryf in die boek van die lewe. Wanneer jy hom aangeneem het as vader, dan gee hy vir jou 'n nuwe naam. En terwyl die wêreld wil sê jy kan nie, het jy 'n naam in Christus wat sê jy's oorwinnaar, jy's tot alles in staat. Daar's 'n ander etiket om jou. Jy sien, die een geestelike vader blameer. Die ander ene wil jou die heeltyd sê, kom ek vat jou vorentoe, kom ek bevorder jou. Die een geestelike vader verslaaf jou aan sonde. Hy wil jou die heeltyd daaraan hou, dis nie so erg nie, almal doen dit, ag, nog net eenetjie. Inteendeel, hy wil jou gewoonlik in sonde, wanneer hy jou van sonde laat praat, mooi woorde laat gebruik en baie keer verklein woordjies. Ag, nog ou eenetjie. Die ander ene bevry van sonde. Inteendeel, hy het 'n dierprys betaal, omdat hy weet wat die nagevolge en die skadelike effek van sonde is. Die een geestelike vader wil jou beskuldig, die oomblik as hy jou sien hy gaan jou verloor, hy wil jou beskuldig en hy ontbloot jou. Die ander een bedek jou en hy vergewe jou van sonde. Onthef jou. Die een geestelike vader diskwalifiseer jou. Diskwalifiseer jou vir lewe. Maar kyk gou na Kolossense 1 vers 12. Met blydskap moet julle die Vader dank. Wat doen hy? Wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. New International Version says, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. Jy sien, terwyl die een geestelike vader diskwalifiseer, wil ons hemelse Vader ons kom kwalifiseer en ons kom bekwaam. Kyk weer na daai vers. Wanneer jy sy kind is jy bekwaam gemaak, geskik gemaak. En as jy kyk na daai versie, dan sê hy, dis in die verlede tyd, wat jy geskik gemaak het. Jy sien, wanneer jy in Christus is en God is jou Vader, dan het jy skielik hierdie voorreg om te besef, dis gedoen, dit gaan nie nog gebeur nie, ek moet dit nie verdien nie, ek moet nie werk daarvoor nie, dis afgehandel. So who's your daddy? Wie is jou pa? Inteendeel, wat een van hierdie 4 voorbeelde op die skerm, som jou lewe en jou omstandighede die beste op. Kom ek vra dit andersom? Watter van hierdie vaders vier jou vandag? Watter een van hierdie vaders kyk na jou vanoggend en sê, dis my volgeling, dis my kind daai. Dit is een ding vir ons om te sê, ja, ek is God se kind. Maar bloot net as jy 'n kultuurchristen is en jy het nog nooit die geskenk van wedergeboorte ervaar nie en iets het nog nie in jou gees gebeur nie, dan ken jy hom dalk as die skepper en die almagtige, maar as jy nog nie jou naam geskryf het in die boek van die lewe nie, dan staan jy nog buite. As jy nog nie daai nuwe geboorte beleef het nie, is jy nog vasgevang in die mag van die duisternis.
en dat jy vir alle tegniese doeleindes 'n Vader wat jou belieg. En heel moontlik wil hy jou baie keer vanuit 'n kultuurgodsdienst oogpunt belieg en sê, ag, jy's okay. Jy's mos voorgestel en aangeneem. Jy's mos besprinkel. Jy het mos 'n lidmaatskap elders. Maar in die proses hou hy jou gediskwalifiseer, ongeskik vir die eintlike lewe wat voor lê. En hy weet sy bestemming is 'n ewigheid, 'n helse ewigheid, geskuif in die teenwoordigheid van God en hy wil na die tikkie alleen soontoe gaan. Hy wil hou wat hy het en hy wil nie sy volgelinge afstaan nie. So hy gaan jou belieg. Wanneer jy deurgebreek het, die waarheid ontdek het en hierdie geskenk aanvaar het van 'n nuwe begin. Jou lewe oopgestel het, gereinig is deur die bloed van Jesus en sy offer aanvaar het in jou plek en Jesus jou dooie gees kom aktiveer het, dan word daar 'n kruis deur al jou diskwalifisering getrek. En die amazing is, wanneer ek my draai en my lewe oopstel, die Bybel noem daai proses bekering en nuutmaking, en wanneer ek daai nuwe herskepping beleef het, dan is dit altyd in die Nuwe Testament. Mense het hulle na God toe gedraai, die vuur van God het in hulle harte in die binneste 'n nuwe lewe laat ontketen, en hulle het dit publiek gaan verklaar deur hulle self te laat doop. En met die doop word hulle gemerk deur 'n nuwe naam. Kyk gou weer na Matteus 28, jy ken nie die versie. Dis ons mandaat ook as 'n gemeente, gaan na al die nasies toe. Maak die mense my disippels. En die oomblik as hulle sê, ek stel myself oop vir die heerskappy, ek gaan 'n gedissiplineerde volgeling van Jesus word, wat is die volgende stap? Doop. En doop in wat? Doop hulle, oordek hulle, maak hulle deel van, skryf 'n nuwe identiteit oor hulle lewens in die naam van 'n nuwe Vader. 'n Seun wat dit moontlik gemaak het, 'n Gees wat dit kom aktiveer. Jy sien die oomblik wat jy met water oordek word jy as ware omvou met 'n nuwe label. 'n Nuwe naam word oor jou lewe geskryf. Aanvanklik het jy gesê jou van is, my van is Rousseau. Maar skielik is ek nou van. Ek het 'n nuwe herkoms. Ek het 'n nuwe geboorte gehad. Daar was bloed by betrokke gewees. Inteendeel, ek is nou 'n volgeling van die koning. En alles wat die woord sê oor hierdie Vader, oordek jou skielik en cover jou en onthef jou. En dit was jou van jou verlede en elke negatiewe naam en label wat op jou lewe geheg was. Jy sien wanneer jy gedoop is in 'n nuwe naam onder andere die van die Vader, is daar hierdie nuwe verhouding, daar's 'n nuwe hoop, daar's 'n nuwe vooruitsig, daar's 'n nuwe vaardigheid, daar's nuwe vermoëns. Een van Jesus se volgelinge, en ek dink ons besef nie altyd die dinamika van wat dit beteken as ons snap wie sy lewe vir ons gegee het, dat ons met God in 'n verhouding kan staan, kinders van 'n Vader, en wat daai kind-vader verhouding nou reeds vir ons beteken nie. Filippus kom, een van Jesus se volgelinge, en hy maak hierdie stelling, en ek vertrou dat dit vanmôre in jou hart gaan begin resoneer. In Johannes 14 vers 8, Here, hulle sê vir Jesus, Here, toon ons die Vader, en dis vir ons genoeg. As ons net kan klik wie ons Pa is, dan is daar die genoegsaamheid daarvan, is daar's 'n vervulling, daar's 'n bevrediging, daar's skielik 'n ander stabiliteit. Wie is hierdie Vader? Ek dink die kwaliteite is eindeloos. Kom ek lees gou vinnig saam met jou Psalm 103. Maar nou wil ek vra dat terwyl ons leef, tel gou op jou vingers, want anders as jy nou sê 1, 2, 3, dan gaan jy nou jou draad verloor en nie lekker volg wat ek sê nie. So as jy jou vingers reg, hier kom hy. Hoeveel kwaliteite? Terwyl ons lees, gaan jy sê, ja, dis God, ja, dis God, ja, dis God. Is jy reg? Hier gaan ons. Jy kan jou tone ook gebruik, hoor. Psalm 103, vers 1. Ek het hier en daar net terwille van tyd skiep ek 'n paar verse, maar dis 'n briljante psalm. Voor jy gaan slaap, lees Psalm 103 weer. Dawid sê, hy kyk na hierdie wow God, wat hy as Vader ontdek, en hy maak die volgende stelling. Hy sê, ek wil die Here
Hierdie ene, ek wil hom loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy fenominale kwaliteite, sy weldade vergeet nie. Hier kom hulle, is jy reg vir hulle? Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie en oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, hy kan dit vir jou ook doen. Aan Israel wat hy van plan was om te doen, hy kan dit vir jou ook doen. Barmhartig, genadig is die Here, lankmoedig, vol liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel nie met ons volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot soos die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so groot is hy, so ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n pa, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Onverganklik is die liefde van die Here, vers 17, vir die wat hom dien. Sy trou vir opeenvolgende geslagte, vir die wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom. Die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor alles en almal. Hoeveel kwaliteite het jy getel? Dankie. Daar kan selfs meer wees. Maar ek het julle gesê, jy gaan jou tone ook nodig hê. Dan breek hy uit in lof, vers 20. Loof die Here. Hy besef, ons mense is te min, so magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here, alle hemelwesens wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here op alle plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof. Hoekom? Ek het ontdek wat hy vir my kom doen en hoe sy vaderskap my aardse stikkende tydelike lewe radikaal kom verander en kom herskep na die oorspronklike skepingsdroom wat hy vir my lewe het. Vers 13 net weer, soos 'n vader hom ontferm. Ek weet terwyl ek vanmôre praat en negatiewe goed noem, sien ek trane. Mag jy vanmôre ervaar, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so wil hy hom oorferm oor jou. As jy hand opsteek en sê, Here, my lewe is U en ek dien nie. Who's your daddy? Wie is jou pa? As jy die kwaliteite wil opsom, daar's hordes van hulle, maar ek wil 4 uitsom. Kyk gou na vers 8. Hy sê barmhartig, genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Wat beteken dit in die praktyk? Kom ek maak dit vir jou maklik. En ek vertrou dat jy hierdie 4 goed minstens hiermee gaan uitstap. Ek wil dit graag vir jou saamgee. Nommer 1. Hierdie hemelse Vader het 'n dik vel. Barmhartigheid. Hy neem nie maklik aanstoot nie. Hy neem nie aanstoot en wip hom vir jou aksies en jou foute en jou tekorte en jou uitdagings nie. Hy het 'n ongelooflike deernis en het hierdie dik vel. Hierdie hemelse Vader het 'n kort geheue. Is genadig. Hy onthou nie jou sondes en jou oortredings en jou rebellie en jou verslawing en jou foute van die verlede nie. As dit oordek is deur die bloed van Jesus, is dit klaar en hy dink nie weer daaraan nie. Hy verwyder dit radikaal. Derdens, hierdie hemelse Vader het 'n ongelooflike lang geduld. Dawid beskryf dit as lankmoedig. Lankmoedigheid beteken lang uitgerekte geduld. Word nie maklik kwaad nie, bly ook nie altyd toornig nie. Vierdens, hierdie hemelse Vader, die Bybel sê hy is vol liefde, hy het 'n groot hart. Jy moet saam met my stem, die beste pa is God die Vader. So wie is jou pa? Die oorgrote meerderheid van ons, elke pa wat hier sit, alles jy op jou beste besef hoe jou eie gebreke en jou eie tekorte en die groot druk daarvan om die koning, priester en profeet van 'n huishouding te wees. Almal van ons begeer die beste vir ons kinders. Jesus kom gee perspektief. Hy sê, is julle dan wat, en die woordjie sleg is eintlik 'n growwe Afrikaanse vertaling, want eintlik moes dit lees, as julle dan wat aards is, as julle dan wat gewoon is, wat onvolmaak is, as julle weet hoe om goeie gawes aan julle kinders te gee,
hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Matteus se weergawe hiervan, hoeveel te meer sal hierdie Vader goeie gawes gee. En Lukas kom en hy sê, hy gaan die Heilige Gees gee. Hier op Vadersdag wil ek hê jy moet besef, ongeag van jou aardse pa, daar's 'n Hemelvader en hy's 'n hoeveel te meer Vader. Inteendeel, hy's 'n Vader met 'n dik vel en 'n kort geheue en lang geduld en 'n groot hart. Almal van julle wat hier sit, het 'n fisiese geboorte gehad. Toe kom jy hier is. En jy bly binne 'n liggaam op die oomblik. En jy het 'n siel. Ek wil nie jou babbel bars nie. Ons is almal ook gebore met 'n dooie gees. Something inside of you is missing. 'n Vakuum. Maar daar's hoop. 'n Geestelike geboorte bring jou nie net in kontak met die bron van lewe nie. Jy word gevul en geaktiveer met lig en vrede en lewe. Nuutmaking innerlik. Dit bring jou in 'n kindskapverhouding en God word nie net meer jou skepper nie. En die uiteindelike finale een wat gaan oordeel nie, hy word Vader. En wanneer jy dit bevestig deur die doop, dan is jy in die naam van die Vader, staan jy skielik onder 'n nuwe identiteit, want jy's 'n koning se kind. Dit maak jou 'n koningskind. Want daar's 'n nuwe verhouding en daar's nuwe vooruitsigte. So iets is wat ek droom dat elkeen van ons sal snap. Ek sê dit vir jou so op die skerm. Die doel van Christendom is nie nog 'n godsdiens nie. Die doel van Christendom is nie nuwe reëls en regulasies nie. Inteendeel, die doel van Christendom is selfs nie die hemel nie. Kan ek dit vir jou bysê of net weer herhaal? Die doel van Christendom is nie die hemel nie. Ek wil Jesus aanneem want ek is bang vir die hel, ek wil hemel toe gaan nie. Nee, daar's twee reeltjies wat moet bykom. Die doel van Christendom is 'n verhouding met die Vader. Dis waarvoor Vader so 'n duur prys betaal het. Hy smag na 'n verhouding met jou. In ons gereformeerde tradisie is daar 'n wonderlike teologielyn ontwikkel. Hy het ook ontspoor by verskeie die pendulum swaai maar baie keer verkeerd en mense maak van 'n teologie 'n afgod. Maar die gereformeerde tradisie het dit baie raak opgesom om te sê, hy wil so intens met ons in 'n verhouding staan, nie enige verhouding nie, hy wil met ons 'n verbond aangaan. Dis hoe ernstig hy is oor hierdie deal, hierdie transaksie tussen ons en hom. En nie een van ons besef dit aanvanklik nie, maar elkeen van ons diep in ons smag, elkeen van ons honger daarna, dat ons 'n verhouding kan hê met die Vader. Want eers dan is ek volledig, eers dan is ek, soos die Engelse sê, whole. Wanneer ek in 'n verhouding met Vader is en hy lewe in my moontlik gemaak het, sy lewe teruggeblaas het in my wat die sondeval uitgesuig het. Miskien verstaan jy nou wat Filippus bedoel het, Johannes 14:8, Here toon ons die Vader. Mag ek net sy passie en sy doel en sy droom snap. Dis vir ons genoeg. As daar een entiteit is wat jy in die heelal moet verstaan, dan is dit die Vaderhart van God en sy verhouding wat hy met jou wil hê. Miskien dink jy vandag, ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie bereikbaar nie. Hou die ander Vader? Waar kom die leuns vandaan? Jy weet. En jy is glad nie daarmee onbekend nie. Baie van ons wil hierdie stelling maak om te sê, ek weet nie of ek ooit God se stem kan hoor nie, maar jy is fyn ingestel op die stem van die vyand, van die vader van leuns. Want hy bombardeer jou met 'n klomp goed en jy val daarvoor en jy, o ja, dis mos my identiteit, o ja, dis mos waar my verdoemen is, dis mos maar my lot. Hy wil sy wil in jou lewe laat geskied. Hy wil sy koninkryk en sy heerskappy in jou lewe verseker nie verloor nie. Maar kom ontdek die Vader. Kom ontdek die Vader met die dik vel en die lang uitgerekte geduld en die kort geheue en die groot hart. En dit sal vir jou genoeg wees.
Kan ek jou nog vertel van die hemelse Vader? Hy kan ver meer doen as wat jy bid of dink. Hy's foutloos. Inteendeel, hy is so kan nie foute maak georiënteer dat miljoene lewende wesens voor hom buig en sê volmaak, foutloos, heilig, heilig. Die Hebreëse woordjie kadosh, kadosh, kadosh. Hy wil beskerm. Hy wil groot dinge deur jou tot stand bring. Hy's goedhartig, hy's barmhartig, hy's vrygewig, hy's genadig, hy's oordadig met liefde. Dit maak dat 'n mens saam met Paulus wil sê, Efesiërs 4, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader. Buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang. Dat hy aan, kan ek dit persoonlik maak? Dat hy aan jou mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. In plaas van doodsheid hier binne is daar skielik 'n nuwe energeo, soos die een Griekse woordjie is, en die ander woordjie is dynamos, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrondves is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van hierdie Vader. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens sy krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte, tot in die ewigheid. Amen. Wanneer jy kind is van die Vader, dra jy sy naam. Deel van 'n nuwe familie. 'n Nuwe energie wat loskom, 'n nuwe doelgerigtheid, 'n nuwe status, 'n nuwe roeping. So who's your daddy? Is jou pa. Wat 'n geestelike vader vier jy vandag? As hy die hemelse Vader is daar 'n implikasie. Lukas, Jesus woorde, Lukas 6:36. Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. Wees barmhartig beteken, is nie lig geraak of oorsensitief. Ja, maar my pa, my agtergrond. Barmhartig beteken, daar's onbeperkte geduld, onbeperkte vergifnis, onbeperkte liefde teenoor jou aardse pa, teenoor jou kinders, teenoor kleinkinders. En miskien stoei jy vanmôre met 'n aardse pa. Wees dan barmhartig, soos jou Vader teenoor jou barmhartig is. Jy stoei dalk met wonde van teleurstelling en verwerping en mishandeling en aanranding. Maar indien dit nodig is, wil ek jou uitdaag vandag, kies. Kies vandag. Ek gaan terugloop. Ek gaan my pa se skande bedek. En dan gaan ek vorentoe stap. Vry uit hierdie situasie uitstap. Kan ek dit doen in eie krag? Verseker nie. Maar vra Vader vir krag. Want hy is die hoeveel te meer Vader. En hoeveel te meer sal hy vir ons sy gees gee. Sy gees wat ons ek kan kom verander. Sy gees wat ons ook kom bekragtig vir wat ook al ons van hom vra. En hy kom maak nie net natuurlike dinge moontlik nie, hy kom maak vir al die bo-natuurlike moontlik. Hy sê, hoeveel te meer Vader, en hy's meer as genoeg. En ek bid dat jy vandag, as jy nog nie het nie, met die krag van die Heilige Gees, herinneringe en skandes van pa, aardse pa, kan bedek en vry kan vorentoe loop. Hoekom? Omdat jy die voorreg het om jou identiteit en jou herkoms as ware te sien verbeter en opgradeer na 'n hemelse Vader. Inteendeel mag jy vanmôre met 'n nuwe ontvanklikheid kyk na God as Vader. En beleef hoe dat hy hierdie dag verander in 'n geseënde
Vadersdag. Kom ek bid saam met jou. Here, kom sê vir die dankie vir elkeen van ons wat fenominale herinneringe het, wonderlike belewennisse, geseën is of dalk was met die herinneringe van 'n fenominale aardse pa. Ons eer U daarvoor. Vir diegene wie die paas nie meer met ons is nie, mag U sommer net vanmôre weer kom troos, maar ook saam met dit, waar die paas 'n goeie voorbeeld, daai aflosstokkie, laat ons hom sal vat en self met hom verder hardloop. Mag ons paas se voorbeeld, se goeie voorbeeld, ons inspirasie wees om dieselfde en beter te doen. En Here, dan kan ons nie anders, en ons het dit reeds met van ons liedere gedoen. Ons wil U kom eer as die beste moontlike hemelse Vader. Ons sal eer U, ons eer U. Ons dank U, want ons verdien nie 'n upgrade. Ten spyte van 'n wonderlike aardse pa om iemand ook soos U te kan hê. Mag ons lewens vanmôre ook vir U 'n seën wees. Kom bring vanoggend genesing en oorwinning waar daar gebroke paas in verhoudings was. Dankie dat paas wat hier is, wat stikkend is en weet hulle droog gemaak. Dankie dat 'n nuwe identiteit met U die verlede kan uitwis en oorwinning kan skryf en dat U alle dinge ten goeie kan laat meewerk. Kom bid vir diegene wat gebuk gaan onder erge wonde uit 'n verhouding met 'n stikkende pa. Geef vanmôre die guts sodat ons kan kies om terug te tree, 'n pa se skande te bedek. Openbaar vanmôre waar die vader van die leuns nog iemand in sy greep hou. Ek het dit vandag 'n afspraak met mense hier is waar U mense nooi tot 'n kunskapverhouding, weg van die vader van die leuns na die vader van lig en lewe en waarheid. Dankie dat U vanoggend mense nooi om terug te kom. Inteendeel, dankie dat ons dit kan vier. U is so 'n fenominale Vader wat gee. U het vir ons U Gees gegee, om dit te kon doen en vir ons te kon vertrou met 'n Heilige Gees, moes U eers die kloof tussen ons en U verwyder en het U vir ons 'n verlosser gegee. Niemand anders kon kwalifiseer nie en het U seun gegee. Dankie Jesus dat U die volmaakte hoërpriester is, die volmaakte advokaat is wat kan tussenin staan, tussen my skuld en my ongelooflike slegte verlede en U almag en U heiligheid en U fenominale reinheid. Dankie Jesus dat U bereid was om my doodstraf op U te neem. Dankie dat ons dit vandag kan herdenk. Ek wil kom bid vir mense wat vanoggend dalk vir die eerste keer snap. Ek het tog nie 'n nuwe geboorte nie, my gees is nog dood. Dankie dat ons nie vandag so hier hoef uit te stap nie. Inteendeel, dankie dat U vir ons sê, staan by die deur en U klop. As ons as ware die poorte van ons lewe vir U oopmaak, dan kom U in en kom reinig U, kom herstel U, kom vervul U, bring U nuwe lewe. Kom bid vir diegene wat dalk half spoed verloor het. Wat op 'n stadium in die vaderhuis was, maar ergens hulle goed gevat en gewaai het. Ek het julle vanmôre net terugnooi nie. Dankie dat daar op die stoep 'n vader staan wat wag vir die verlore seun om terug te keer. Dankie vir 'n feesmaal hier voor ons wat ons herinner dat koninklike status vir elkeen van ons beskore kan wees. Mag U die genade en die guts gee vir mense wat die eerste keer vanmôre na U toe terugkom en sê, Here, vergewe my. Ek breek vanmôre my bande met die vader van die leuns. Ek ontsê om enige verdere reg oor my lewe. Ek stel myself oop. Kom reinig my. Kom neem inwoning. Kom vul my met U Gees. Dankie vir 'n wonderwerk wat in so 'n oomblik kan plaasvind.
Kom bid vir vergifnis vir diegene wat veronderstel is om in 'n kindskapverhouding met U te lewe, maar ons het so gaan meng met die varke en die varke se pele. Ons eintlik vanmôre 'n bietjie stink en nie vir U 'n geseënde Vadersdag geskenk is nie. Dankie dat U sê en U beloof as ons sonde bely, U is getrou en regverdig. U kan ons vanmôre onthef en ons weer eens die ervaring gee van 'n nuwe reiniging en herstel. Inteendeel, Here, ek kom bid nie net vir herstel nie, ek kom bid vir iets in ons gees wat sal klik om te besef daar's 'n nuwe status en 'n nuwe identiteit. Mag die volheid van U gees besit neem van mense. En wanneer ons die voorreg het om deel te hê aan hierdie feesmaal, die nagmaal, mag ons vanmôre met 'n ander dankbaarheid vanuit 'n kindskapverhouding die kwitansies gebruik van wat dit gekos het, dat ons U kinders genoem kan word en U vandag kan aanspreek as Papa. Amen.